Het jy al ooit deur 'n oorgangstyd gegaan? 'n Paar jaar gelede het ek deur 'n oorgang in my rol by die werk gegaan. Dit was 'n goeie ding. God het 'n deur oopgemaak. Maar dit het van my gevra om anders te funksioneer, om anders te lei. En dit het nie net by my werksrol gebly nie, dit het alles begin raak. Hoe ek gedink het oor my rolle in my lewe, hoe ek as ma opgedaag het, as leier, en veral hoe ek myself gesien het. En skielik het ek myself vra wat ek nie verwag het nie. Wat is werklik in my beheer? Watter gawes het ek, wat het ek nie? Is ek genoeg vir dit wat van my gevra word? Wat is my sterkpunte, wat is my leemtes, waarin moet ek groei? Wie is ek regtig? Wat kan ek hanteer en wat kan ek nie hanteer nie? En as ek eerlik is, het ek begin wonder, Here, sal U die dinge in my regmaak, wat voel asof hulle in die pad staan? Sal U die situasies wat moeilik is, regmaak? En onderliggend was daar nog 'n dieper vraag. Sal ek U ervaar op die maniere wat ek nodig het vir dit waartoe U my roep? En eers in dit alles het ek besef, as ek vra of ek genoeg is, vra ek eintlik of Hy genoeg is in my lewe. Ek het geworstel. Oorgangstye kan dit nogal met mens doen. Hierdie tye kom nie altyd met 'n krisis nie, soms kom hulle stilletjies, 'n seisoen eindig, 'n rol verander, iets wat jy op 'n stadium gedefinieer het, doen dit nie meer nie. En as ons eerlik is, kan daardie oomblikke jou laat voel asof die grond so onder jou uitskuif. Want 'n deel van ons wil sê, kan ons nie net nog 'n bietjie hier bly nie? Kan dit tog net nie nou verander nie? Kan ons net vashou aan wat veilig en bekend voel? Ons weet almal hoe dit voel om aan iets vas te hou wat saak gemaak het, daai seisoen of 'n verhouding of 'n lewenswyse, selfs as ons weet dit gaan nou skuif. En soms is dit ook waar in ons geloofsreis. Die manier waarop jy God op 'n stadium ervaar het, is nie meer die manier waarop jy hom nou ervaar nie. Daar was 'n seisoen waar hy naby gevoel het, duidelik, tasbaar, waar dinge tussen jou en hom eenvoudig was. En nou voel dit dalk anders. Minder seker, minder bekend, dalk uitdagend, of net stiller. Veral wanneer ons voor 'n uitdaging staan, of wanneer ons lewens deur verandering gekenmerk word, kan ons op so 'n plek kom. En in daardie oomblikke begin iets in ons na vore kom. God, Jesus, waar is U? Here, wat doen U nou? Ek dink die disippels staan presies in so 'n oomblik in Handelinge 1. Hulle het pas deur 'n klomp dinge gegaan. Hulle was getuies van wonderwerk na wonderwerk in sy bediening. Toe die kruis, toe die opstanding, en toe kragtige ontmoetings met Jesus na sy opstanding, waar hy hulle sommer verras het deur skielik te verskyn. Dit was regtig weer goed, lekker, ten spyte van die chaos rondom hulle. En toe? Kom ons kyk saam wat gebeur in Handelinge 1. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, en terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. In die spanning van hierdie skrifgedeelte wil ek 3 vrae voorstel. Vrae wat ek dink die gesprek tussen Jesus en sy disippels verwoord, en ook moontlik die gesprek tussen ons en Jesus verwoord. Hierdie vrae en die manier waarop Jesus ons daarmee help, kan ons lei om die lewe met die opgevare Jesus te omhels en te geniet,
selfs te midde van uitdagings en verandering. Sy antwoorde help ons om 'n kykie op sy perspektief te kry, sodat ons nie vasgevang bly in ons eie beperkte siening nie. So die eerste vraag. Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hulle vra, gaan U dit regmaak? En dit is so 'n eerlike vraag, en let op, dit is nie 'n storie wat net oor 'n spesifieke groep mense gaan nie, dit gaan oor die verhaal van God en mense, van koneksie, van stabiliteit, van dinge wat reggestel kan word. So hierdie vraag, Here, gaan U iets nou regstel? Is dikwels ook ons vraag. Sal dinge uiteindelik uitgesorteer word? Sal die lewe iets word wat ek weer kan verstaan? Jesus is besig met iets groot, ver buite wat hulle kan sien of verstaan, maar die mense voor hom probeer nog steeds sin maak van dinge vanuit waar hulle staan. Hulle verstaan nie, hulle sien nie, hulle kyk vas. En tog raak Jesus nie ongeduldig nie, hy draai nie weg van hulle nie, hy gee om, hy lei hulle geduldig, hy begelei hulle deur hierdie oorgang. En let op hoe hy antwoord. Jesus sê nie ja nie, maar hy sê ook nie nee nie. Is dit nie soms 'n bietjie frustrerend, wanneer dit voel asof jy nie 'n direkte antwoord kry nie? In plaas van 'n direkte antwoord, doen hy iets wat dalk moeilik by ons land. Jesus sê, dit is nie vir julle om die tye of oomblikke te ken nie. Met ander woorde, die deel is nie joune om te dra nie. Want wat vra hulle regtig? Hulle vra, Jesus, kan ons uiteindelik iets hê waarop ons kan staatmaak, iets wat ons kan voorspel, iets waaromheen ons kan ons lewens bou. En Jesus daag hulle sag, maar beslis uit. Nie omdat hy ver is, of omdat hy moeilik is nie, nie omdat hy nie omgee nie, maar omdat hy die Here is. Hy hou hulle hele lewens vas. Nie net hierdie stukkie nie, hy hou hulle identiteite, hulle toekoms, hulle drome en planne, alles vas. Jesus is nie net ons vriend en metgesel nie, hy is die heerser ook. Hy is die heerser oor tyd, oor owerhede en oor magte, oor mense, oor alles. Ons is nie in beheer nie, hy is. Jy kan hom nie werklik volg en in beheer bly nie. En dit verander alles. As ons kan erken dat hy regeer en aan die regterhand van die Vader sit, dan moet ons ook erken, my lewe is nie myne om te stabiliseer nie. My vraag, alhoewel belangrik vir Jesus, is nie die middelpunt van die verhaal nie. Ons wil duidelikheid hê, Jesus gee roeping. Ons wil beheer, Jesus nooi ons tot vertroue. En ja, dit is dalk ongemaklik, want ons wil nie net herstel hê nie, ons wil herstel hê wat ons kan verstaan, wat ons kan bestuur, en wat ons verkieslik kan verpak en beheer. Maar Jesus herstel nie 'n wêreld wat ons kan beheer nie, hy vestig 'n koninkryk, waartoe ons ook uitgenooi word. En dit beteken, daar sal oomblikke wees waar ons nie presies verstaan wat hy doen nie. Oomblikke waar dinge nie opgelos word soos wat ons dink dit gaan nie. Oomblikke waar ons dit nie lekker kan uitpleis nie. Maar in daardie oomblikke, selfs wanneer ons nie verstaan nie, roep hy ons steeds. Hy sluit ons in en hy rus ons toe. En hy nooi ons om die een te vertrou wat oor alles regeer, om hom te vertrou. So dan skuif die vraag, Jesus, sal hy hierdie regmaak? Nou, Jesus, wat doen U? En hoe word ek gestuur? Hoe kan ek op hierdie wat U besig is om te doen reageer? Miskien klink dit maklik in teorie, om beheer te laat gaan, om te vertrou dat hy aan die werk is, om in te stap in dit wat hy doen. Maar as ons eerlik is, bring die soort vertroue 'n ander vraag na vore. Want as ek nie die een is wat dinge bymekaar hou nie, dan wil ek weet wie is. Wie is dit wat dit gaan doen? Veral as hy ver voel. As ek nie op sekerheid kan staatmaak nie, as ek dinge nie self kan stabiliseer nie, dan wil ek miskien ook pleit. Jesus, sal U bly?
As jy al ooit by 'n lughawe of bushalte afskeid moes neem van iemand, wetende jy weet nie wanneer jy hulle weer sal sien nie, dan weet jy, hierdie oomblik voel hartseer. Dis totsiens. Om te sien hoe Jesus weggaan, moes 'n gevoel van diep verlies veroorsaak het. En as die Gees ons nie help om te sien nie, kan die hemelvaart vir ons ook leeg voel. Want wat hier gebeur is maklik om mis te kyk. Die disippels verstaan nog nie dat Jesus hulle deur 'n baie belangrike oorgang lei nie. Hulle het hom al een keer verloor, die kruis het hom weggeneem, die opstanding het hom teruggegee. En nou voel dit asof hulle hom weer gaan verloor. Dis logies dat daar iets in hulle is wat wil vashou, om dinge te hou soos dit is, om in hierdie oomblik te bly waar Jesus sigbaar, naby en verstaanbaar is, waar dit eenvoudig voel. Maar die hemelvaart onderbreek dit. Hulle moet laat gaan weer. Nie omdat Jesus hulle verlaat nie, maar omdat hy nou anders teenwoordig gaan wees. Soos Jesus opvaar, neem hy sy plek in as koning, as die een wat regeer, as die een wat vir ons instaan, die een met wie hulle elke dag gestap het, is nou die een wat aan wat alle dinge behoort, en wat alle dinge by mekaar hou. En hier moet ons 'n oomblik stil staan, want dit is nie abstrakte teologie nie. Dit kan soms voel asof hy verder weg is, moeiliker om te begryp, minder hier as voorheen. Maar die hemelvaart is nie Jesus wat terugstaan van jou lewe nie. Hierdie oorgang wys nie dat hy verder is nie, inteendeel, daar is nie 'n enkele deel van jou lewe wat buite die heerskappy van die opgevare Christus val nie. Nie jou onsekerheid nie, nie jou onbeantwoorde vrae nie, nie die seisoen waarin jy is wat jy nie gekies het nie. Hy is teenwoordig op 'n nuwe manier. Wat beteken, jy staan nie alleen in hierdie oomblik nie. Hy kom niet na jou toe. Weer 'n keer. Die disippels sukkel om dit te sien. Hulle hou nog vas aan die ou manier om hom te hê, by hulle, sigbaar. En vasklou, maak dit moeilik om te ontvang wat niet is. En miskien ken ons dit in ons eie lewens. Soms raak ons so gefokus op dit wat voor ons is. Die probleem, die spanning, die ding wat onopgelos voel, dat al ons energie daarin ingaan om dit reg te stel. Of ons raak so gewoond aan hoe dinge is, ons staar daarna, ons analiseer dit, ons loop sulke sirkels daar rondom. Ons het dit al almal gedoen. Ons het al almal na iets gestaar en gedink, as dit net verander, beter raak, as dit net kan regkom, sal alles reg wees. Maar Jesus berei ons voor vir die lewe na die kruisiging. 'n Lewe wat deur hoop gevorm word, selfs te midde van lyding. Hierdie vertrek is nie leeg nie. Hy berei hulle en ons voor om die Gees te ontvang. Wat eens net plaaslik was, is nou beide universeel en persoonlik. God 3-in-1, teenwoordig. Dieselfde Gees wat oor die waters van chaos gesweef het en orde gebring het. Dieselfde Gees wat in droë bene ingeblaas het en lewe gebring het. Dieselfde Gees wat uitgestort is op 'n gemeenskap en verbinding, eenheid, koneksie en geborgenheid geskep het. Hierdie selfde Gees kom woon in hulle en in ons. Dit kan minder voel, minder sigbaar, minder seker, minder onmiddellik hier. En tog op 'n manier wat hulle nog nie verstaan nie, is dit soveel meer. Hy is hier, hy bly. Net anders. Een skrywer sê dit so, die hemelvaart neem dit wat Jesus op aarde was en gedoen het, en stel dit vry in die wêreld en in ons lewens. Meer teenwoordig, meer beskikbaar, nader as wat jy besef. Nie 'n beperkte teenwoordigheid nie, maar 'n persoonlike, inwonende teenwoordigheid. En miskien begin die vraag verskuif, sal hy bly? Nou, as hy op hierdie nuwe manier teenwoordig is, sal dit genoeg wees? Hy het weggegaan op een manier, maar nou is hy op 'n ander manier teenwoordig.
Hy word nie meer gesien nie. En die vraag wat oorbly, sal Jesus op hierdie manier, sal dit vir my genoeg wees in hierdie seisoen, en wat nou van my gevra word? Voel dit soos ruimte, afstand? Voel dit soos afwesigheid? En tog, selfs al sou jy so voel, selfs daar is hy teenwoordig. En in hierdie spasie, in hierdie nuwe realiteit, word ons bewus van iets baie belangrik. Ons word bewus van ons verlange na hom. 'n diep begeerte na meer van hom. En hierdie verlange is nie leeg nie. Dit laat ons nie vassteek nie. Dit trek ons na hom toe, want hoe meer ek bewus word van sy teenwoordigheid by my, hoe meer van hom wil ek hê, hoe meer word ek na hom aangetrek. En soos ek sy gees ontvang, God se persoonlike teenwoordigheid hier en nou, begin iets verskuif. Nie net in wat ek voel nie, maar in hoe ek leef. Hierdie diep verlange trek my na hom toe. En in die ontmoeting met hom word ek genooi om te antwoord en kan ek beleef dat hy my bemagtig en bemoedig. Hierdie begeerte wat ek het om meer van hom te beleef, om nader aan hom te wees, lei my tot beweging, om te kan ja sê vir hierdie roeping, vir dit wat nou van my gevra word. En ek kom agter, ek wil saam met hom gaan. Ek wil hom vertrou. Ek wil hom volg. Ek wil onder sy heerskappy leef, daar waar hy alles bymekaar hou. Ek wil dit doen selfs wanneer dinge nog onopgelos is. En soos hy ons vorm, gee hy presies vir ons wat ons nodig het, om te gaan in 'n wêreld wat hy aktief vernuwe onder sy heerskappy. Die hemelvaart is nie 'n verdwyning nie. Dit is Jesus wat sy liefdevolle heerskappy oor sy wêreld en oor ons wêreld bevestig. En hierdie koning wat ons vra hoor en met deernis hoor, maar ons ook lei om in ons lewens vir hom as heerser te erken. Hy is genoeg. Hy is meer as genoeg. So ergens hierdie week, merk dalk op waar jy probeer om dinge self bymekaar te hou, waar jy soek na duidelikheid, beheer of 'n uitkoms wat jy kan bestuur. Gee dit aan hom oor. Waar nooi jy jou miskien om te ontvang, in plaas daarvan om te beheer? Waar vra hy jou miskien om voor te berei en 'n ruimte te maak vir die nuwe manier waarop hy homself aan jou wil openbaar? Soos ons erken dat Jesus opgevaar het en sy plek inneem as die Here aan die regterhand van God, hoor die roeping om te gaan, om te getuig, om die werk wat hy begin het, voort te sit. Op hierdie plek, in hierdie oomblik, onder sy heerskappy, deur sy gees. Gaan saam met hom, want hy is reeds by jou. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hoe U ons leer en begelei, hoe U geduldig en met soveel liefde vir ons help, om saam met U te gaan, selfs wanneer ons nie verstaan nie. Here, ons bid vir die moed en vir die krag en vir die vrede om U te vertrou in die seisoen waarin ons nou is. En Here, wanneer ons wêreld wankelrig voel, help ons vertrou op U stabiliteit. Om te onthou dat U onveranderd bly. Selfs wanneer U niet na ons toe kom. U is wie U nog altyd was. Dankie Here dat ons dit kan geniet om die lewe saam met U te leef. Dankie vir U Gees. Lei ons Here. Dankie vir U nabyheid. Amen. Vang die seën van Here. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus sy Seun en die krag van die Heilige Gees bly by ons. Amen.